Goeiemôre almal. Dit is lekker om julle te kan sien in die huis van die Here, is lekker om hier te kan wees. Dit is 'n voorreg om in die huis van die Here te kan wees. Ek weet in die tyd van die jaar dan is daar baie mense wat nou maar gaan kuier en by die kleinkinders en die kinders is, maar het is lekker om elkeen van die vanmôre in die huis van die Here te kan hê. Dit is my altyd lekker wanneer ek julle sien. Ek sien uit na Sondagoggend om julle te kan sien. En net vir julle 'n druk kan gee, te kan sê ek het julle gemis vir hierdie week. Kom ons gaan net so sit, dan gaan ons hierdie diens open met gebed. Papa Vader, wat 'n voorreg vanmôre om U te kan ken, Here. Wat 'n voorreg vanmôre om te kan weet dat U ons God is en dat daar niemand soos U is, Here. U is die spoor waar ons lewe draai. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, Here. Dankie dat ons vanmôre kan weet, Here, sonder U is ons niks. Sonder die Heilige Gees, Here, is ons niks. En dankie dat ons vanmôre kan hierdie diens 'n paar minute, Here, kan kom afstaan. En vanmôre hier kan wees om net U te kan aanbid. Because it's all about You, Lord. It's not about us. We just want to glorify Your name, and we just want to magnify Your name today, Lord. We just want to praise You. Ek wil vanmôre vra, Here, U elke oor sal salf, elke hart sal salf vanmôre. Dat elke koortjie wat ons sal sing vanmôre, Here, sal wees tot eer en verheerliking van U naam. Die boodskap wat U op my hart gesit het, Here, dat ek dit sal spreek vanmôre, diep in die hart van God uit. En dat ons dit sal inneem vanmôre, ons eie sal maak, Here. Ek bid vanmôre, Here, offer aan as die tiendes, elkeen wat vanmôre gee, dat Jy sal seën. Dat Jy die sluise van die hemel, die vensters van die hemel op ons sal oopmaak, Here. En aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding van ons hart. Ons dankie daarvoor. Amen en amen. Ons gaan die mag vir ons offer aan as die tiendes, terwyl ons in die eerste koortjie sing. Baie dankie. Dankie, Jeff. As ons nou met voete staan, terwyl ons eerste liedjie sing. We say, yes, Lord, we
die Here goed was vir jou vir die week. Steek 'n bietjie op jou. Sê Here is goed. Are you willing to sacrifice? Is jy voorbereid om jou seun te offer as 'n vader dit van jou vra? Kom ons lees eerlik op. Wie van ons sal 'n geliefde offer as 'n vader dit van jou vra? Lord, I surrender. Just fill me up with your Holy Spirit, Lord. I want to bask in the ambience of the Almighty God this morning, Lord. Fill me up, Lord. Fill me up until overflow this morning. Maak my niks, Here, dat U vanmorgen alles kan wees.
Here I am. Down on my knees, surrendering all. I need the Lord from me. Desperate for you. I surrender. I surrender. I want to know you En wonder of more that we say about this one. Zie maar naar de woorden aan het rekenen, dan betekent het weer bij gedachten van ga niet door dit wat voor mij moeilijk is in mijn dag, of in mijn leven, of in mijn leven. Maar die woord zegt, als je dit als gemeente een pakket met de schrift, dan je steeds naar beneden, zoek die koninkrijk van God. Je ziet wanneer ik zeg rekenen, dan zoek ik die koninkrijk van God. Al die andere voelens bijzaken. Want het betekent veel concentreren. Of je kind langs mij, kind voor mij, kind achter mij, mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen. Dat we zo concentreren op allemaal. En wat allemaal verkeerd doen. En wat allemaal niet recht doen. Dat we schelpen is. Maar God vraagt vanmorgen voor jou. En het is niet specifiek voor jou, maar vanmorgen in plaats van elke week vanmorgen. God vraagt jou voor. Are you willing to surrender to me? So that I can take control. Long enough to have been in control. Long enough to try everything. Ja, elke plan die je probeert, dat je moet proberen. In elke mens, elke binnenke, elke profeet, elke iemand wat je koninkrijk krijgt. En niks is gewerkt, maar God zit vermoord. Geef mij kans. Just surrender. Are you willing to surrender this morning? Do everything. Absolutely. Here I am, down on my knees, surrendering all, surrendering all. I need all that you draw me near in the desperate need. Desperate for you, I surrender, I surrender, I surrender. Lustful words belong to say, Lord, you take my breath away. Still my soul cries out, you are holy. And as I look upon your name, circumstances fade away. Now your glory fills my heart. You are holy. You are holy. You are holy, Lord. Never
this morning, said the Lord. There is healing in the presence of Jesus. There is peace in the presence of the Lord. As jy vanmorgen die Here nodig het, steek in jou hand op daar. En verwelkom hom nie, dat hy self bedien vanmorgen. All he wants is to give you praise. That's all he ever wants, and that's all he ever needs. Met die hele week spandeer ons uit na ons werk en ons alles. Waar is die tyd vir my, sê Here? Wanneer gaan jy my indruk in jou skedule? The Lord wants a church that's burning for the truth. And revival is from His place. En is net die woord. Ons sing saam. Evermore. Evermore my heart will sing. Above all, live for your glory. Even if my will goes down, I will sing. Live for your glory. Down on my knees and thank the Lord for bringing me peace. Now I lift my hand in His company, in His company. Lord, I'm grateful for what He has done for me. I'm gonna fall. I'm gonna fall down on my knees. Thank the Lord. I wanna thank the Lord for bringing me peace. Now in my hand, in His company. Lord, I'm grateful for what He has done. I'll praise the Lord. Oh, I'll praise the Lord. I know I'll praise the Lord. I'll praise the Lord. I'll praise the Lord. Yeah, I'll praise the Lord. I'll praise the Lord. I'll praise the Lord. I'll praise the Lord. I'm gonna fall. I'm gonna fall down on my knees.
Wie gaan bid hom? Moet nou opgee oor wie om jou is, of wie langs jou is, of wie voor jou staan nie. Gaan jy beklee, wees bereid om dit te doen. Praise the Lord. I'll praise the Lord. Yes, Yeah.
your grace to make it through. All I have is you. I'm at your mercy. Lord, I'll serve you to my dying day. Help others find way. At your mercy, please forgive. My sleep is gone, my heart is full of sorrow, and I can't believe how much I let you down. I dread the pain that waits for me tomorrow. As the sun reveals my broken dreams scattered on the ground. All you can hear me say, please forgive me. I need your grace to make it through. All I have is you. I'm at your mercy. And Lord, I'll serve you till my dying day. Help others find a way. At your mercy, we're singing this song. Please forgive me. I need your grace to make it through. All I have is you. At your mercy, Lord, I'll serve you till my dying day. Help others find a way. I'm at your mercy, Lord. I'm at your mercy, Lord. Please forgive me. I need your grace to make it through, Lord. All I have is you. At your mercy, please forgive me. Vader, die kostbaar is die woord. Here, die woord is soos 'n vuur in my hart wat brand. Dankie vir die kosbare woord wat vanmôre, Here, in ons midde is. En dankie vanmôre vir u teenwoordigheid. Dankie dat ons vanmôre vir 'n oomblik om die woord kan kom sit, Here, en net kan kom hoor wat u sê. Dit gaan nie vanmôre oor wat ander mense sê nie, dit gaan nie vanmôre oor mense se filosofie nie, Here. Dit gaan vanmôre oor die woord van God. Want Here, dis net die woord van God wat ons kan versterk. Dis net die woord van God wat ons deurdra, want die woord is vir ons soos manna op ons tong, Here. Soet soos heuning. Ek wil vra vanmôre, Here, dat jy by elkeen vanmôre stil staan en dat ek die boodskap sal oordra soos wat u dit vir my gegee het. Ek wil myself vanmôre, Here, wil ek verberg agter u vanmôre, dat u gesien word en nie ek nie, Here. Dat u gehoor word en nie ek nie. Because it's all about you, O God. Just be glorified, be magnified in your word today, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Iemand die Bybel gebring het, kan dit blaai na 1 Petrus 1 vers 6. 1 Peter 1 verse 6.
1 Petrus 1 vers 6. Ek lees vir die Engelse Bybel. Hy sê, on that day, you will be glad. Even you have go through many hard trials for a while. Wie weet waarvan praat ek? Going through trials for a while. Your faith will be like gold that has been tested and refined in a fire. And these trials will prove that your faith is worth much more than gold that can be destroyed. They will show you that you will be given praise and honor and glory in Jesus' name. Net tot sover mag die Here sy woord in ons harte seën. Dit is my altyd so ironies dat ek hoor dit baie keer, ek sien dit baie keer by mense dat die aanslag van die vyand op 'n Saterdag of 'n Sondag so is, die vyand sal enigiets probeer om jou die kerk uit te hou. Skielik gaan jou wekker nie af nie. Skielik is jou voertuig se battery pap. Skielik is daar padwerke. Skielik hak jy in jou man of jy in jou kinders. Ag kom man, wie weet waarvan praat ek? Want jy sien die vyand sal enigiets probeer om jou uit die kerk uit te hou. Hy gooi soveel goed op ons pad, kerk van die Here, want hy is ons vyand. Hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. Maar ek dank God vanmôre dat ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat my die krag gee. Ek wil graag vanmôre aansluit by verlede week se boodskap. Last week we heard that we must have trust, not only faith. Trust is faith in action. And that's what God asked me, is trust. Wanneer ek God vertrou, dan gaan ek oor tot aksie. Dan luister ek wat hy sê en ek doen wat hy sê. Maar ek sien dit is baie keer maklik om te doen wanneer ek te sê wat die Here sê wanneer hy sê bid vir iemand of gee vir iemand 'n geldjie of gee 'n glimlag vir iemand of gee iemand 'n drukkie. Dis mos nou redelik alright nog. That's reasonable, easy. Reasonable. But what if God asks you to trust Him enough to go into a refining fire? Come on, wie weet waarvan praat ek? Jy sien, God wil vir my en vir jou suiwer. God wil ons skoon hê. Hy wil ons heilig hê. Hy sê God is heilig. Ons moet strewe om heilig te lewe saam met God. Ons moet strewe om soos Jesus te wees. But because of that, sometimes we must go into the refining fire of God. To be refined, so that that stuff that's not supposed to be there get burned away and get burned off. So baie mense is maar aanpasbaar in die lewe wat ons in leef. Hulle aanvaar so maklik dingetjies. Hulle doen maar wat ander glo, want is makliker. Hulle praat maar saam met ander mense, want dan is ek darm in, dan is ek nie uit nie. Maar as wanneer God my vra, en die kerk van die Here vra om anders te wees, anders te praat, anders te lyk, anders op te tree, dis dan wanneer ons begin teenkanting kry. Kom aan, wie weet waarvan praat ek? Dis dan wanneer jou vyand mense gebruik en baie keer hulle naaste aan my om my te potjie.
om my in 'n gat te sit. Jy sien, dis tye wanneer ek besluit, ek stap hierdie pad heilig voor God, wat die beproewings al hoe meer raak en al hoe groter raak. My mentor het altyd gesê, wanneer dit met jou net goed gaan, is daar fout. Want dan is die duiwel tevrede met jou. Maar jy sien, terwyl ek beproewings kry, terwyl daar goed op my pad gegooi word en terwyl ek teenkanting kry, omdat ek vir God staan, dan weet ek is nog op die regte pad. Ons teksvers sê vanmôre, hy sê, your faith will be like gold that has been tested and refined in fire. Ek het verlede week vir julle gesê, as my geloof nie getoets is nie, deur vertroue nie, beteken dit vir my niks. Ek moet vanmôre kan sê, Here, ek is bereid dat God my partykeer deur trials kan sit. Ek is bereid dat God dit wat die vyand op my pad gooi, die vuur wat die vyand stuur om my te vernietig, ek moet bereid wees dat God dit kan verander in 'n refining fire. Ek wil nie besef vanmôre, ek sê nie vanmôre God maak siek nie, en ek sê ook nie vanmôre God maak dood nie. Want die Bybel sê elke goeie gawe en elke goeie geskenk kom uit die hand van God uit. Maar wat vanmôre die waarheid is, vanmôre kerk van die Here, is dat daar altyd in my lewe, as ek 'n kind van God is, gaan daar trials wees. En God draai dit om, sodat ek en jy vanmôre soos goud gelouter kan word. The refining fire of God. So many times we have to go through trials and tribulations. And we must get into the fire just to be refined. Just to show ourselves who we really are. And it's all to the glory of God. Luister gou wat sê een van die ander vertalings, dieselfde skrifgedeelte. Een van die ander vertalings sê, hy sê, your faith will be like gold that has been tested and refined in fire. Dan sê hy, I think God sometimes just wants to brag with us. That's why He let us go through refining fire. This makes so amazing. Jy sien wat ons moet besef vanmôre, die vyand kan nie meer by God uitkom om my te gaan aankla nie. So wat doen hy? Hy kla my aan in my gedagtes. Maar net soos wat die vyand Job sekere goed oor hom gebring het en vir God gesê het, hy sal nie staan nie, net so kom die vyand baie keer op ons pad en hy gooi die trials en tribulations op ons pad. En dan dink hy gaan jou vernietig. Dan sê God, no, I'm just gonna refine them. Because the fire, God changes the fire that wants to destroy you, the fire of the enemy. God is changing it for the church into a refining fire so that He can brag about you, so that He can say, look at him, he still has faith. Now his faith is still better than ever. I said, and these trials will be proof that your faith is worth more than gold. Besef jy vanmôre wat hierdie teks sê, kerk? Jou geloof het meer waarde vanmôre as al die goud in hierdie wêreld. Jy sien, wanneer ek deur hierdie toetse gaan, deur hierdie trials gaan, wanneer ek vanmôre voel, Here, ek kan nie meer nie, maar ek gaan nog steeds aan, en wanneer ek val en ek staan nog steeds op, en
dan is dit my geloof wat my deurdra, en dan staan God op en sê, look at him, it's better and more worth than any gold in the world. God sê vanmôre, ja, jy gaan dit kry. Ek wil my verstout om te sê, as jy nog nooit 'n trial of 'n tribulation gehad het, steek jou hand op, ek wil sien hoe lyk jy. Ek wil graag jou blad skud. Maar jy sien op die einde van die dag, kerk van die Here, is dit die pad wat ons moet stap, want die vyand haat my en hy haat jou. Hy sal alles in sy vermoë doen om jou te probeer vernietig. Nog 'n ander vertaling sê so mooi. Hy sê, so that the genuineness of your faith will show. Die egtheid van jou geloof kan wys. Jy sien, wanneer ek in hierdie trials ingaan, dan is dit nie altyd vir my so maklik nie. Maar dis wanneer ek sê, Here, ek is bereid om hierdie trials in te gaan, because I know I'm going to get better when I go out of this. Jy sien, dis tyd vanmôre dat die kerk sal sê, Here, ek vertrou U genoeg om in hierdie vuur te staan. Daar's 'n liedjie wat iemand sing, Jelly Rod, of Jelly Roll, so iets. Sing 'n liedjie, dan sing hy oor die vuur, dan sê hy, will I curse the fire, or will I trust the refiner? Jy sien, wanneer ek in hierdie vuur kom, en God verander dit in 'n suiweringsproses, am I still willing to say, Lord, I will trust the refiner. I will trust God that I won't be destroyed. I will trust God that whatever happens to me, God will take me through it. Kom ons gaan kyk vir 'n oomblik na dit wat die Here my toe gevat het in Daniël 3. Ons ken almal hierdie gedeelte so mooi en so duidelik. Ons ken die verhaal hoe koning Nebukadneser 'n beeld gemaak het. En toe hy die beeld gemaak het, het hy gesê almal moet buig voor hierdie beeld, en as jy nie buig voor die beeld nie, gaan jy in die vuuroond gegooi word. Nou gaan die koning se commanders en hulle gaan vertel vir hom, daar's 3 manne wat sê hulle gaan nie buig nie. Sadrag, Mesach en Abednego. Wees net so 'n bietjie geduldig met my. Ek het vir jou boodskap uit die hart van die Here uit. Sadrag, Mesach en Abednego besluit, hulle gaan nie buig nie. Nou kom hierdie mense, hulle sê, daar is Joodse manne wat hier oor die bestuur van die provinsie van Babel aangestel het. Jy sien, onmiddellik sien ek jaloesie in hierdie hele besigheid. Hierdie manne was so jaloers op Sadrag, Mesach en Abednego. Man, ek wil vanmôre vir jou sê, mense, die vyand gebruik jaloesie by mense om jou te probeer vernietig. Die oomblik wanneer God vir jou goed is, die oomblik wanneer God die vensters van die hemel vir jou oopmaak, die oomblik as God jou begin verhef, dan begin jaloesie by mense se harte inkom, en man, dan sal hulle alles praat, hulle sal alles sê, hulle gaan al jou verlede uit, hulle doen enige ding om jou te probeer vernietig. Nou sê hulle, hy sê hierdie mense, Sadrag, Mesach en Abednego, hierdie manne, het hulle ook koning aan U nie gesteer nie. Hulle dien nie gode nie, en die goue beeld wat U opgerig het, aanbid hulle nie. Dank God vanmôre vir mense wat nog kan sê, ek sal staan vir God. Dank God vanmôre vir manne en vroue wat kan sê, maak nie saak wat nie. I will proclaim I'm a child of God. I will proclaim that Jesus is my Savior. Maak nie saak hoe alleen hulle staan partykeer nie. Maak nie saak of hulle doodgemaak kan word nie. Maak nie saak of daar oor hulle geskinder word nie. Selfs uitgewerp word.
Hulle staan by God. Want jy sien wat hierdie manne geweet het, is ook koning. You are not in charge. My God is in charge. Koning, maak nie saak wat jy sê nie, my God is in beheer. Nou interessant, hoeveel keer, en dit is my baie keer so interessant, dat mense sal kom en jou probeer dwing om iets te doen. Net enetjie. Net een keer. Kom aan, wie weet waarvan praat hy? Is mos 'n ou klein dingetjie, niemand gaan weet nie. Maar jy sien kind van die Here, aan die einde van die dag weet God alles. En hy sien alles. Hierdie koning probeer om hierdie manne nog steeds te oortuig. En nou sê die Bybel, nadat hy vir hulle sê, hulle gee hulle nog 'n kans. Luister wat sê die Bybel, hy sê so mooi in vers 16. Hy sê, these 3 men replied, Your Majesty, we don't need to defend ourselves. The God we worship can save us from you and from the flaming fire. We don't have to defend ourselves. Weet jy wat, ons wil altyd onsself net, ek wil net my saak stel. Come on, wie weet waarvan praat ek. Ek wil net my kant vir jou wys. Ek wil net my kant vir jou verduidelik. Maar dit gebeur mos nie hier nie. Jy sien, wanneer die vyand probeer om my te vernietig, dan wil ek sommer net onmiddellik beskerm. Want ek het 'n image. Wil net my image beskerm. Ek wil tog net vir mense sê, met jy, laat ek net vir jou die waarheid vertel. Maar hierdie my manne sê, we don't have to prove anything. We don't have to defend ourselves. God will defend me. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, selfs van die vyand vanmôre my in die vuuroond wil ingooi. God will defend me. Psalm 18 vers 2 sê so mooi. Hy sê, the Lord is my firm support and my refuge and my deliverer. My God is my helper, I will hope in him. He is my defender and the horn of my salvation and my helper. Dis wie God vanmôre vir die kerk is. Ek wil vir iemand in hierdie plek vanmôre sê, hou op om jouself te probeer heeltyd verdedig. When the enemy throws you into the fire, God will turn the fire into a refining fire, no matter what. You will just get more pure and more refined. And when you trust God, everything will work out for you. Vertrou jy God vanmôre, selfs om in die vuur te gaan? Are you willing to stay in the fire? Jy sien, ons sal baie keer sê, Here, ek sal in die vuur ingaan vir u. Maar as ek so 2 dae in die vuur is, dan sê ek, okay, Here, dis genoeg. Come on. Here, stop nou net gou 'n bietjie hierdie vuur. Nou raak dit bietjie wild, nou raak dit bietjie warm. Here, nou raak hierdie trials en hierdie tribulations bietjie lank. Wanneer dalk na so 'n jaar toe gaan, as jy, Here, wanneer gaan U my uithaal? But meanwhile, God is busy refining you. Is daar iemand wat net kan bly raak daaroor? Hy maak jou suiwer vanmôre, kerk van die Here, the refining fire. Romeine 8 vers 28 sê, we know that all things work together for the good for those who love God, those who is called according to his plan. Alles werk ten goeie mee vir die wat hom liefhet. We know the story, how the king threw them in the furnace.
En wat hy toe nou sê is ook, hy sê vir die manne, maak hom 3 maal warmer. Ag kom maar, wie weet waarvan praat ek? Jou vyand kom en dan maak hy dit vir jou al hoe warmer. Dit voel, Here, ek kan dit nie meer maak nie. Ek staan so, het jy al gesien as jy kaal voete op so warm sement loop? Oh, Here, hy raak nou 'n bietjie warm. But it doesn't matter. Die Bybel sê, maak hom so warm dat die manne wat vir Sadrag, Mesach en Abednego ingooi, dood verbrand. Jy sien, maak nie saak hoe warm die vuur is nie. Ek is nie alleen nie. Because God will never leave you and never forsake you. Luister gou wat sê die Bybel. Dit is my so amazing gewees. Die 25ste vers kom hy en hy sê, and the king said, but I saw 4 men loose walking in the fire. 4 men. Jy sien wanneer ek in die refining fire van God is, wanneer God die vyand se vuur draai na suiweringsproses toe, dan los hy my nie en staan buitekant soos die koning buitekant gestaan het en kyk wat gaan nou van my word nie. He's with me in the fire. He's standing next to me in the refining fire because he's refining me. He can't refine me when he's not with me. If he's standing outside, he can't refine me. But when he's with me, he can refine me. Because the biggest thing of everything is we know that when he's with me, his presence is with me. And when his presence is with me, his supernatural power is with me. The refining fire. Ek praat met u vanmôre oor the refining fire. You see, where he is, there's peace. And where he is freedom. Die Bybel sê so mooi, dis my so amazing, hy sê, and the king said, but I see 4 men loose in the fire. Ek sien hulle los, want die Bybel sê, en jy kan dit gaan lees, hulle was gebind gewees toe hulle ingegooi is. Nou is hulle los. Jy sien, baie mense staan buitekant die vuur, maar hy's gebind. Hallo? So many people don't want to enter into the fire because they are scared of the refining fire of God, but they rather stay outside and stay binded through Satan's works. Because when I go into the fire, God looses me from all kinds of things. Jy sien, wanneer ek in die vuur gegooi word, dan maak God my los van tradisie. Hy maak my los van kerkisme. Hy maak my los van sonde. Hy maak my los van my eie idees. Hy maak my soos Jesus. You can be in the midst of this fire and be free. Or you can stand out of this fire and be bound. Hallo, is daar iemand wat hoor wat ek sê? Jy sien, ek is eerder binne in die vuur en ek is vry, as wat ek buitekant die vuur staan en ek is gebind. En ek word deur die vyand gemanipuleer. En deur die vyand beheer. Nou kom die Bybel, ek gaan 'n bietjie verder. Hy sê, and the king said, but I saw 4 men loose, walking in the midst of the fire, and there has no harm happened to them. Walking in the fire. I think they were dancing in the fire. Hoekom sê ek so? Luister gou wat sê vers 24. Hy sê, Nebuchadnezzar heard them singing praises. Gaan lees dit, vers 24.
He heard them singing praises, and he wondered and rose up to watch what's happening. Hierdie koning sit hier een kant. Nou hoor hy skielike manne wat kan praise and worship. They are busy with a praise and worship service inside this refining fire. Jy sien, hy het gedink hy gaan hulle vernietig, want hy het gedink dis sy vuur. Hy het hulle in sy vuur gegooi, maar jy sien die oomblik wanneer God in die vuur draai, en 'n refining fire in, dan verander hy my situasie, in 'n lofprysing, en aanbiddingsdiens in, waar ek dans voor die Here, waar ek juig voor die Here, kerk van die Here, dis tyd om vanmôre te kan sê, Here, maak nie saak of ek in die vuur is nie, I will praise God, I will worship God, I will run around, and I will dance before the Lord. In this fire, walking, the Bible says, walking in the midst of the fire. Maar ek sê weer, I think they were just dancing. Dance with me, O lover of my soul, with a song of all songs. Ag, come on. Jy sien hierdie manne kon dans, want die liefling van hulle siel was by hulle. And die oomblik, with a moment when he entered into this fire with me, I could dance with him, because he's the lover of my soul. Ek sien, ek wil vanmôre vir jou sê, mense verstaan dit nie. Wanneer ek in die vuur is, en die vuur op my brand, dan dink mense, man, hy gaan vernietig word, sy gaan vernietig word, maar die volgende oomblik, dan lag ons, en ons juig, en ons pryse, en ons loof, en ons aanbid, en ons dans voor die Here. Mense verstaan dit nie, maar wat hulle nie verstaan nie, is the fire has been changed from the enemy's fire into a refining fire, and the lover of my soul is with me in the fire. I'm dancing with the lover of my soul. Nebukadneser, jy sal dit nie verstaan nie, because you don't know my God. The refining fire won't do me harm, because Jesus is there with me. And in the presence of the Lord, there is no lack of anything. Ek praat met jou vanmôre oor geloof wat gesuiwer word in die vuur, in the refining fire of God. Daniël 3 vers 26 sê, toe het Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vuur en daarop gesê, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die allerhoogste God. Kan ek vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, hulle wat jou vloeke, hulle wat teen jou staan, hulle wat vir jou sê, jy soepe, hulle wat sê, jy's te erge, ek wil vanmôre vir jou sê, dis die mense wat God gaan laat opstaan en sê, ek sien jou as 'n knegt van God, ek sien die heerlikheid van God in jou. Lank genoeg het mense oor jou geloop en gedink ek kan met jou maak wat jy wil, maar ek wil vanmôre vir jou sê, they will see you as the Son of God and the daughter of God. They have to reply. They have to acknowledge you as the Son of God and the daughter of God. Hy het nie 'n keuse gehad, hierdie man nie. Hy moes erken. En hy moes sê, knegte van die allerhoogste God. Dan sê hy, gaan uit en kom hierheen. Toe het Sadrag en Mesach uitgegaan uit die vuuroond uit. Daarop by die landvoogde en die bevelhebbers en die gouverneurs en die raadsmanne en die koning vergadering en aan die manne gesê dat die vuur geen mag het oor hulle nie. Hoor gou. Kan ek vanmôre vir jou, ek het weer 'n boodskap van die Here kerk. It's time to say, Satan, bring it on. Bring your fire. Because my God's going to change your fire into a refining fire. God's going to change your situation. Because your fire, oh Satan, can't do any harm to me.
Dit kan my geen skade doen nie. Dis wat die Bybel sê. Hy sê so mooi, luister gou, ek lees dit weer vir u. Hy sê die vuur het geen mag oor hulle gehad nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek is geroep. En jy's geroep vanmôre, gered, gewas in die bloed van die lam. Om te kan opstaan en vanmôre kan sy vyand, lank genoeg het jy my gemanipuleer. Lank genoeg het jy gemaak wat jy wil. Ek staan op want jy het nie mag oor my nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand kan net met jou maak wat jy hom toelaat. Ag, kan ek dit weer sê? Dalk hoor julle dit as ek die kant sê. Die vyand kan net met jou maak wat jy hom toelaat. Hy kan nie met jou maak wat hy wil nie. Hoekom nie? Ek's 'n knegt van die Allerhoogste God. Hy het geen hou vas op my nie. Hy het geen plek in my lewe nie. Want ek behoort aan God. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, God sê vanmôre vir die kerk, I want to refine you. I want to change your fire. The fire the enemy pretended to destroy you. I want to make it a refining fire today. Vers 28. Hy sê daarop het Nebukadneser gespreek en gesê, geloof sy God van Sadrag, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur het, was nie sy engel, was Jesus, gestuur het om sy knegt te verlos, en wat hom op hom verlaat en die op my bevel die koning oortree het, en wat hulle in liggame oorgegee het om geen ander God te dien nie en te aanbid nie. Daarop word daar 'n bevel gegee dat enige volk, nasie, taal wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrag, Mesach en Abednego stikkend gekap sal word en van sy huis 'n mishoop gemaak sal word, omdat daar geen ander God is wat kan verlos nie. Come on. Jy sien, ek lees 'n mooi ding hier in hierdie vers. When I'm in the refining fire, it's not just only for me. It's for other people as well. It's for the kingdom of God. Because when people see me in the refining fire, stay in the refining fire, burning in the refining fire, when they see God is with me in the refining fire, they change their hearts and give their lives to Jesus. Jy sien, is nie wanneer ek mooi praatjies praat. Ek wil net gou mooi hoor wat ek sê. Ek sê nie vanmôre die Bybel is nie, jy moet nie Bybeltekste quoteer nie, dis reg, jy moet dit doen. Maar jy sien, ons wil baie Bybeltekste quoteer, maar ek wil nie in die refining fire gaan nie. Ek wil vir my mense vertel jy moet jou lewe vir God gee, but I don't want to go into the refining fire. But it's when I'm in the refining fire that people see that my faith is genuine. When they see I'm a child of God. I'm no longer a slave of fear. I don't fear the fire of the enemy. I'm a child of God, standing, dancing, worshiping in the refining fire of God. God change vanmôre jou omstandigheid. Kan jy nie vanmôre net sê, Here, ek wil wandel, ek wil dans, ek wil juig in die refining fire van God nie. Ek wil slyk. Wat maak hierdie vuur, die refining fire van God? Jy sien, hy maak my nie net skoon nie. He don't just refine me. Hy maak my nie net suiwer nie. Kyk gou wat gebeur. Vers 30 sê, then the king promoted. Ag sê net vir iemand naby jou promoted. Sadrag, Mesach and Abednego. And in the provinces of Babylon, and advanced them. And give them authority. Ag kom, ons hy iemand wat hoor wat ek sê. The refining fire of God brings promotion. God promotes me in the kingdom of God.
when I'm willing to walk in the fire of God, when I'm willing to dance in the refining fire, God will promote me. Jy hoef nie promotion te soek in hierdie wêreld nie. God will promote you out of the fire. The refining fire advanced me to higher ground. Ek het nou nog iets interessants. Hy het eintlik vir my vertel van dit. Was my so kosbaar. Hulle sê 'n arend, as hy vlieg, baie keer sal 'n kraai op hom kom sit en op hom pik. Op sy rug pik. En wie wat doen hierdie arend? Hy beklei nie terug nie. He just lifts his altitude. En hoe hoër hy gaan, hoe minder suurstof kry hierdie kraai wat op hom pik. En op 'n stadium dan val hy net af, want dan kan hy nie hierdie hoogte hanteer wat hierdie arend opgaan nie, waartoe hy gaan nie. Jy sien, ek en jy wil heeltyd keer, ons wil hierdie ou kraaitjies kom afhaal. Ons wil hierdie kraaie wil ons veg. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, man, los die kraaie. God is taking you, he's advancing you to higher places. He's advancing you to higher grounds. He's taking you where the eagles fly. That's where God is taking you today. If you are willing to say, Lord, I will be in the refining fire until God takes me out. Die derde plek. Nou sluit ek vanmôre. Hy sê the refining fire gives us authority to rule in the kingdom of God. Do you want authority? Ag, ons almal wil altyd autoriteit hê. Ons sê ook, Here, U het vir ons die autoriteit oor die werke van die vyand gegee. Ja, hy het. But if you can't stay in the refining fire, you can't have authority. If you're not willing to sacrifice yourself, jy het vir vanmôre gesê, are you willing to sacrifice? Or if you're not willing to sacrifice yourself and go into the refining fire, as jy vanmôre wil toelaat dat God hierdie vuur van die vyand verander en jou vir 'n oomblik bietjie daar hou nie, om suiwer te word nie, as jy nie bereid is om te dans voor die Here binne in die vuur nie, as jy nie bereid is om te praise and worship te midde van hierdie vuur nie, you will never have authority. You will never raise dead. Hello? You will never heal the sick. You will never cast out demons because you haven't been in the refining fire. Is daar iemand wat my hoor wat ek sê vanmôre? You have to stay in the refining fire to get the authority. Man, lank genoeg het die vyand kom moles maak in jou huis. Lank genoeg het hy jou kinders rebelle gemaak. Lank genoeg. Dis tyd om vanmôre te sê in die naam van Jesus, Here, ek sal in hierdie vuur bly tot ek die autoriteit van God op my skouers het. Until I have the face of Jesus. Die koning sê so mooi, en ek sluit nou regtig hiermee af. Die koning sê so mooi, by geleentheid terwyl hulle so sien toe sê, the appearance of the fourth man is like the Son of God. The appearance. You see, while I'm in the fire, my appearance changed. I become changed into the image of Christ. As hy iemand wat hoor wat ek sê, we get changed into the image of Christ because I have the image, the authority of Christ upon my shoulders when I'm in the refining fire of God. When I'm willing to stand and stay in the refining fire of God. Kom ons sluit ons oë asseblief. I faced a mountain that I never faced before. That's why I'm calling on you, Lord. I know it's been a while, but Lord, hear my prayer. I need you like I never had before. 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 I
Sometimes it takes a mountain. Sometimes it throws you. Sometimes it takes a desert. Get a hold of me. Your love is so much stronger than whatever troubles me. Trust you and believe. Forgive me, Jesus, but I couldn't control whatever I throw my way. This outlet brought me to my knees. I'm ashamed to say, sometimes it takes a mountain. Sometimes it throws you. Sometimes it takes a desert. Oh, get hold of me. 'Cause your love's so much stronger than whatever troubles me. This desert. Trust you and believe. Kan jy God vanmôre vertrou? Om die vuur wat die vyand op jou pad gegooi het, 'n suiweringsproses te maak. Is jy bereid om vanmôre te sê, Here, it's been hard. The fire has been warm. It got hotter and hotter, Lord, but still, I will stand. Because I know, Lord, you're going to change it into a refining fire. And Lord, I'm willing to stay in this refining fire. Dalk as jy vanmôre op daai plek wat jy moet sê, Here, just change this fire into a refining fire. Miskien is jy reeds in die vuur vanmôre. Dalk het jy al 'n dag of 2 of 'n maand of 2 of dalk 'n jaar of 2 wat jy al in die vuur sit. As dit tyd om vanmôre te sê, Lord, refine me, O God. Refine me. As jy dan vanmôre al reeds in die vuur sit, dan is dit tyd vanmôre om op te staan en te sê, I'm going to dance in this refining fire. I'm going to praise and worship in this refining fire. I'm going to acknowledge Jesus is with me in this refining fire. No matter how long your fire has been, God is with you all the way. Wie staan wat vanmôre net vir 'n oomblik op hulle voete wil staan, steek hulle hande vir 'n oomblik so na die hemel toe en sê, Lord, I'm willing to stay in this refining fire a little bit longer. Wie staan wat vanmôre kan sê, Here, ek wil net dans voor U in die midde van hierdie vuur wat ek in is, Here. Wil ek vanmôre dans voor U. Te midde van hierdie vuur, Here, wil ek vanmôre U loof en prys. Al sal daar geen vuur in die kraal wees en geen vye in die vyeboom wees nie, nogtans sal ek die Here loof
God vanmôre is jy bereid vanmôre om te dans. Selfs met jou liggaam wat seer is vanmôre, jou liggaam wat dalk pyn. Vanmôre is jy dalk emosioneel ontrap, dalk met jou omstandigheid. Wil jy vanmôre sê, Here, ek wil dans voor die Here, te midde van alles in die vuur, Here, wil ek vanmôre dans voor U. I just want to worship you. I just want to lift my hands and bring unto you the glory, the honor, and the praise of my heart. Is
to dance in this fire. I'm willing to worship you and praise you in this fire, Lord. Ek bid dat jy sal versterk vanmôre, Here. Dankie as jy bietjie as jy se militaire kom, dat jy dit vanmôre van hulle sal skik, Here. En dat jy vanmôre laat die bal sal vasdruk. En vir hulle sê, nou kyk, Here. Dat die vanmôre, Here, net vir hulle sal fluister in hulle oor, you're gonna be fine. You're gonna be fine. You will see my miracles. I'm giving you authority. I'm promoting you. I'm advancing you today. Ek bid, Here, dat die vanmôre mense in die plek sal promote. Ek bid dat die vanmôre mense in die plek sal advance. Ek bid dat die mense binne die plek vanmôre autoriteit sal gee in die koninkryk, Here. Because of the refining fire they standing in. Sing it song, Lord, you're beautiful. Your faith is all I see, and when your eyes are on this child, your grace enough to me. Your grace enough to me. Oh Lord, you're beautiful. Oh, your grace is all I see. And when your eyes are on this child, your grace enough to me. Your grace enough to me. Your grace enough to me. Vader, ek bid vanmôre dat U aangesig na elkeen sal draai in hierdie oomblik. Dat te midde van hierdie vuur wat hulle is, Here, dat hulle U aangesig sal sien. Dat hulle U heerlikheid sal sien vanmôre. Ek bid dat Jy sal toevou met U liefde en genade in die week wat ons ingaan, Here. Dat ons sal onthou, You can change the fire into a refining fire. Ek bid dat U met ons sal gaan vanmôre, Here. Vandag ons in die liefde en vrede bring ons op die bestemde tyd weer by mekaar, Here. En dan U kom toe die lof en die eer. En dan bid ek vir ons hart, ons dankie daarvoor. Amen, amen. Ek vra U net vanaf ons sit plek en neem vir 'n oomblik asseblief. Paulus het net gewoon vir ek wil deel van voordat hy dit doen. Dit gaan met die deel dat Desember maand, die 7de September, 7de Desember is ons laaste diens vir die jaar. Dan gaan ons die dienste sluit. Eerste diens weer die 4de Januarie. Ek gaan wel soos verlede jaar gaan ek weer Kersoggend en Nuwejaarsoggend gaan ek 'n livestream hê vir julle wat ek vir julle boodskap gaan gee, Kersboodskap en 'n Nuwejaarsboodskap. So hou dit asseblief in gedagte die datums. Ek sal dit op die groepe ook sit, maar hou dit asseblief in gedagte. Baie dankie in daai tyd. Ek het net en ons kinders gaan nie hierdie jaar weg, soos in weg met vakansie nie, maar ons gaan ek vat my vakansie, want ek gaan nie by die huis wees met die vakansie. Ons gaan maar net vir 3 weke bietjie rus. Ons het die hele jaar nog ek het 1 naweek afgehad en ons gaan net bietjie rus vir hierdie Desember maand. So baie dankie dat julle dit ook verstaan. Die Here seën. Dankie Vader.
Jy voel die stilte en in 'n duidelike hoorbare stem met my ore, nie my gees nie, met my ore, sê die Here, vir wat ploeter julle rond by 'n leë kruis? Dog Jesus, die kruis, ons dink aan die kruis. En wat het Jesus vir ons gedoen op die kruis? En dit pla my. Het ek nou die vyand se stem gehoor of het ek God se stem gehoor? En dit het my vreeslik gepla. En so van die tyd aangaan het die Here soveel goed aan my bekend gemaak en oopgebreek in die skrif wat vir my gewys het. Dit wat pastoor vanoggend oor gepraat het, presies daar. Die vyand bly ons besig hou met allerlei nitty-gritty goed. Hoekom? Sodat ons nie deurbeweeg verby die geskeurde voorhangs by God. Want wat is die prys wat Christus betaal het? Dis 'n versoeningsprys. Versoening met wat en wie? Met God. Met God. Ek is kind van God. Die skepper van die heelal. Hy het my geskaap na sy beeld, na sy gelykenis. Maar nou bly ons rondloop. En wat vir my baie interessant is, as ons daai versie wat sê, want so lief het vir die wêreld. Daai woordjie want koppel ons om aan iets anders te. Net die vorige 2 versies. En hier staan, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het. Soos Moses die slang in die woestyn verhoog het. Die slang. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou, hoekom Jesus nou uit? Want dis Jesus wat dit sê. Hoe kom hy daarby uit? By die slang wat Moses gemaak het. Wat is slang wat Moses gemaak het? Is daar 'n Numeri waar die volk gesondig het, hulle was wederstrewig teen God. Hulle wou nie die aangesig van God aanskou nie. Toe stuur God slange. Was in die woestyn, terwyl hulle 40 jaar in die woestyn was. Toe stuur God slange om die mense te pik. En toe was so baie dood gegaan, toe begin hulle lei. Wat is dit? Ja, hierdie moet weer. Toe sê die Here, okay, want toe gaan hulle verskriklik kla. Toe sê die Here, ek gee vir julle 'n oplossing. Moses maak 'n koperslang, 'n slang van koper, en sit hom op 'n paal. En elke keer as 'n slang iemand gepik het, moet hulle net na die slang kyk, en dan sal hulle nie doodgaan nie. En dit is presies wat met die Here Jesus gebeur het. Ons moet kyk na dit wat Jesus op die kruis gedoen het, sodat ons kan leef. Maar nou wat doen ons? Dit is so 'n wonderlike gebeurtenis, dat Jesus vir ons op die kruis gesterf het, ons bly daar. Want so lief het God ons gehad. Dis amazing om hierdie liefde van God werklik te beleef en werklik te besef. Maar nou bly ons daar. As ons gaan lees in, ek moet dit vir julle wys hier, dis in 2 Konings 18. Gaan ons weer terug na die Ou Testament toe. En dit is presies wat ons doen. Ja, gaan dit verby. 2 Konings 18. 2 Konings 18. Hier het Hosea koning geword. En hy het in die weë van God gewandel. En toe kom Hosea af op hierdie koperslang. Want die mense het aanhoudend afgode gedien. En hulle het hierdie koperslang, het hulle 'n afgod van gemaak. En dit het nie goed gegaan met die volk nie. Toe vat koning Hosea hierdie koperslang en hy stamp hom fyn. Hy het hom fyn in flenters gestamp.
sodat die mense hom nie meer kan aanbid nie. En toe begin dit goed gaan met die volk. Jy kan gaan lees daar. En dit is juist die ding, ons bly rondploeter by die leekruis. Ons aanvaar nie regtig die vergifnis wat daar is deur Jesus se bloed nie. Wanneer ons hierdie vergifnis ontvang het by God, wanneer ons dit aanvaar het, moet ons daar bly of wat moet ons doen? Ons moet deurbreek om die aangesig van God te soek. Jy is hierdie liedjie wat ons gesing het. Dance with me, lover of my soul. Wie is die lover of ons soul? Dis God, ons skepper. Hy wil met ons wandel in die tuin van Eden soos wat dit was in die begin. Dis hoekom Jesus op 'n kruis gesterf het. Vir vergifnis. Nou bly ons rondploeter by die kruis. Die Satan bly hou ons gedagtes besig met allerlei klein goedjies. In plaas daarvan om deur te breek. Ons moet aanvaar Jesus het gesterf vir ons sondes. Maar nou hou hy ons nog steeds besig met hierdie klein nitty-gritty goed. En dis 'n probleem. Ons moet deurbreek, vergeet van dit wat verby is. Ons moet met God versoen word. Dis die ultimate prys wat Christus betaal het. So dit wat pastoor vanoggend gesê het, mense, is absoluut so. Ons wil nie in die vuur bly nie. Ons wil uitkom, maar kom ons dans saam met ons God.